Goeienaand al die 50 kykers, welkom by ons review van die Japanese Grand Prix. Ons het so 'n bietjie laat uitgekom weens tegniese probleme, maar is my excited om my brother from the same mother te nooi op die show. My tune from the Luan, same womb. my tune from the same womb, bro. So lekker om jou hier op die podcast te hê. En Lekker om hier te wees. ja, eerstens, jou 5 ligte weekie lyk mooi. Ek weet nie so mooi van jou Red Bull hempie nie. Hoe jy? Ten minste kan jy nog gedra word na ons Monza Grand Prix outing, maar Wat my het gebeur Ferrari nou met hemp joune? is stikkend gestryk. Oh, dit lyk soos 'n seeperkie nou. Dis 'n seeperkie. Ja, as ek daai hondewyfie vind, gaan ek al kry hou. That was my precious. No, is it nie meer my precious. Maar anyway. Ja, sorry. Oh, sorry, is nie jou skuld nie. Anyway, bro, dit was nou die Japanese Grand Prix. Baie om oor te praat. Drie races in. Waar trek ons volgens jou? Ek gaan vir jou dit sê is eerlik, is my moeilik om Formule 1 te kyk op die stadium. Hoeso? Dis the battle of the batteries. Soos Lance sê, die battery championship. Wow. Jy weet, en is vir my, jy weet, eerstens, jy weet, jy kan nie wegvat van wat Mercedes reg kry nie. Maar daar's te veel goed. Ek meen, McLaren het nie begin in China nie. Nou kry hulle 'n tweede plek. Jy weet, die drop-off wat jy kry met die clipping voor die corner, jy weet, Ollie Behrman se crash, ek weet ons gaan daaroor praat nou, maar hierdie konsep van die formule werk, ek meen as jy nou kyk na al die post-race interviews, dit is net nie waar die ouens hierdie ding picture nie. En ek dink byvoorbeeld bo by die chicane, jy recharge jou battery, ou vat jy verby op die chicane en jy weet jy gaan hom terugkry op die stryd want jou battery is gehalwest, verstaan jy? So hierdie 50-50 ding is 'n absoluut, ja, is nie vir my Formule 1 nie. Hierdie is This is Max in qualifying, jy weet. Max is 'n Suzuka master. Gesien dat ons jy nou die Red Bull hemp en dit aan net daarso. Jy weet, is Max hy die laaste 4 Grand Prix gewen op Suzuka wat rekord is. En wat vir my so striking is dat hy uitspoon uit exit en dan deploy hy energy, hy slot 343, 345 en teen die tyd wat hy by 130R kom, sit ons op 283. What happened? Verstaan jy? En ek bedoel, imagine jy was nou Russell of Antonelli of Alpine of een of ander Mercedes customer wat actually regte deployment het. En dan sit jy ewe skielik op Max se gat en is goners, bro. Dis is Alan McNish, net met Alan McNish IDC tyd, verstaan jy? In 2002 wat sit hy uit, verstaan jy? So Dora de Kagi. Arrows 97, 98. Ja, bro, nou maar Dora de Kagi het permanent gelewe op 'n wit en rooi tyre. Ek dink sy chassis is uitgestal op 'n wit en rooi tyre in sy huis. Verstaan? Maar weer eens, dis die issue. Maar jy het iets interessants vir my gesê toe ek en jy nou eendag gepraat het hieroor. En dit was, jy het gelees wat het Toto vir jou Toto gedoen en die Formule E baas het iets gesê en jy het die artikel gelees, wil jy nie? Ja, jy weet die berigte sê dat kyk, Mercedes-Benz het onttrek uit Formule E uit en Toto Wolff het dadelik, ek dink, op daai trein geklim en al daai development en tegnologie na Formule 1 toe gebring, which maak 100% sin. Ek meen, why not?
En dis hoekom ek dink hulle so huge advantage het rondom hierdie ding. Saying that, jy weet, ons het laas jaar die MGUK gehad, daar's ook in 'n mate die hybrid battery system, MGUH, there we go. Ja. Maar daar was ook 'n battery betrokke, maar hy het nie so groot gefeature soos wat hy hierdie jaar doen nie. En omdat jy nou hierdie 50-50 split het, ek dink die Toto hulle regtig die spyker op die kop geslaan met daai move, jy weet, en dit is ook om hulle advantage het en soos hy vir Christian Horner vir hom gesê het, if there's something wrong with you, change your car, jy weet, nou dink Your bleeping car. Nou is dit so of almal moan oor hierdie battery en hy sê change julle kar. So jy kan seker van daai oogpunt af kyk, maar ja, ek dink Mercedes was slim. Dis al wat ek dink hulle was. Maar Loan, ek en jy kyk nou al F1 vir so lank, ons ken reis. Ons kyk so lank al reis. En ons weet en jy wat 'n avid Williams BMW supporter was. Ek obviously stick with red till I'm dead, jy weet, because met rooi you never walk alone. So unless you have skis. Maar die probleem is dat die ding is net dat jy ons het regte overtaking gesien, jy weet. Michael challenge vir Mika, Ralph challenge vir Michael, there's like close battles, this flat out fun start to finish, en jy het nie hierdie artificial racing nie. Okay, kom ons sê jy het gebak down op die start, was daar altyd 'n manier om terug te kom vir jou, verstaan? En nou het ons dit nie meer nie. Soos nou wat nou? Jy weet, en dit raak nou 'n ding waar die race is exciting vir die eerste, kom ons sê 29 laps. En dan is dit die Toto Wolff show, verstaan jy? Ja, exactly dit. En ek dink dis waar die probleem nou lê vir my, want dit is nou nie meer driver dependent nie. En ek meen jy die drivers oor praat ook by die post-race interviews, dis so of jy het 'n graad nodig om hierdie kar te manage. Jy weet wat op die stuurwiel aangaan, wat om waar te druk, waar ewe skielik. Ek meen dit is nie drivability nie. Ek meen dit is, jy weet, die ouens sterg die hele tyd Mario Kart en jy weet is jou drivers jou formule begin rip, dan weet jy daar's iets fout. So Ek dink ons het ook 'n bietjie gehoor uit die Max Verstappen kamp uit, is dat hy reconsider sy hele toekoms in Formule 1 op die oomblik. Maar dis die probleem, jy verloor die Max Verstappens, jy weet al die goed. Ek kan jy net 'n V10 of 'n V8 terugdruk in die kar nie. En ek meen al die road manufacturers maak hybrid like V-spec karre. Verstaan jy? So what the problem is? Verstaan jy? So ek kan nie sê, ek meen Audi maak die Audi R8 V10, dis 'n hybrid kar, die nuwe een. Verstaan jy? Onder korreksie nou, moet my nie opvat die Revolto van Lamborghini is 'n hybrid. Exactly. So jy kan die V12 spek gaan. Ek meen die tegnologie lê daar. Ek kan nie verstaan wat die issue is nie. So maar dit gaan oor hierdie hele groen storie. Ek meen dit is stupid. Dis stupid. Daar's geen drivability. Dit hang nie van die driver af, dit hang net van jou battery af. So daar's geen driver skill betrokke behalwe okay, die kar snap want hy het te veel battery gekry. En op die pad uit die corner en snap. Oh great, look, car control. Nice. Verstaan jy? Dit is come on man. Ja, dis 'n joke. Ja. Okay, ons gaan nou verder daaroor praat, maar kom ons praat gou oor die reis. Kom ons begin met Kimi Antonelli. Pole position. Hy het 'n slegte start gehad van Paul af gedrop. 6ste toe. En van daar af sou hy teruggefight.
ek dink Mercedes wat nog heeltyd wielspin suffer want hulle kry nie hulle huge turbos opgespin nie. Want soos jy vroeër gesê het, die MGUH, die hitte aspek van al die exhaust gases en goed het die turbo klaar opgespoel sodat ons onmiddellike En nou het jy dit. onmiddellike torque beskik. Nou het jy nou met jy soos dit ref dat jy klink soos 'n VTEC Net so. Hondaatjie. En dan op die einde van die dag dan kom jy nie weg nie. En toe sien ons vir die Aussie Piastri wat inkom en Leclerc. Ja, ek dink eerstens hats off vir Antonelli. Daai eerste seisoen as 'n driver was 'n baptism of fire gewees vir hom. Dink dat dit baie volwassenheid gebring aan hom. Hy is maar nog net 19 jaar oud. Ja. So ek meen hy het homself brilliantly gehandle, jy weet, so ek dink regtig jy weet die starts is 'n issue. Maar wel dan vir terugkom. Ek meen hy het die advantage gevat van 'n vinnige kar en hy het vir George Russell uitoorlê. Verstaan jy? Georgie Porgy het maar gesukkel. Hy het 'n Stephen Hawking's Windows update gekry in die middel van die reis. 'n software update, I imagine that. Oh, sucks. Ek kan 'n Windows update op my stuurwiel hou. Shucks. Verstaan jy? So How come I think restarting? Yeah, exactly. So maar ek weet nie eers goed is perfek in die Mercedes kamp is eintlik wat ek net wil sê, jy weet ook. Maar wel dan vir Piastri is unlucky geweest met die safety car. Maar hy race mooi gemanaged in terme van sy kar. Ek dink die kar het ook gewerk op Suzuka vir die McLaren. Ek dink Charles Leclerc is 'n monster. Hy is rarig, net jy sien sy skill, sy klas, hoe hy hierdie kar hanteer, hoe hy ry, en ek dink nie, jy weet, ek haat dit om dit te sê, maar ek have to acknowledge it, Lewis is nie ver agter hom nie, en ek dink Lewis ry baie beter hierdie jaar. Maar ek dink as jy nou kyk, jy weet ons kyk eerstens die groot swing in die race het gekom met Ollie Bearman. Ja. Kom ons praat daaroor. Okay, eerstens is 'n 50G shunt in die barriers. So dit is en nadat hy evasive action moes vat met Colapinto voor hom, wat probeer weet weer eens die battery issue, die energy recharge. Maar hier kom Ollie wat 'n Haas ry wat 'n Ferrari engine in het. Dis hulle sterkste gedeelte op die baan by Spoon, ek weet, en deur daai hele technical section. En sien crash hy. Jy weet, en wat kan Colapinto doen? Colapinto moet sy race ook ry. Ja, is 'n 98 km per uur difference van sy battery het ewe skielik, dis daai super clipping met hulle van praat. Jy weet, jy het net voor hy die breaking point gekry het, is al klaar 100 kph afgewees, verstaan jy? En hier kom Ollie Bearman 308 km/h. Is 308 km/h. Daar gaan hy soos 'n lasher lawnmower oor die gras, verstaan jy? En kopstamp 'n tyre, verstaan jy? So ek meen daar's niks wat jy kan doen nie. Nee, daar is nie en ek dink dit is die evidence wat ouens na verwys toe kom hierdie werk. Ja, dis die racing nie, ja. Ja, dit is die. En net so jy gepraat met Charles, ek dink Charles het amazing gedoen. Ek dink sy qualifying effort was immens geweest. Ja. Daai exit uit Spoon uit om daai kar op die pad te hou en momentum te hou terwyl jy ry. Ja. Yes. Dit was
Nee, ek dink iconic. ek dink Charles thrive onder hierdie tipe driving style. Ek gaan dit sê. Ek gaan nie sê die formule in die terme van die tegniek. Ek dink die driving style, ek dink dis waar Lewis ook gaan die kar se rotering, die kar's bietjie meer snappy oversteer. Ek dink dit help Ferrari ook. Ek dink as ek help en as ek onder korreksie praat hier so die push rods system wat hulle hierdie jaar het. Ja. Met die suspension? Ja, want hulle het 'n pull rod system gehad voor laas jaar, né? Ja. Ja. So ek dink daar's meer stability voor in terme van cornering. So ek dink al twee drivers thrive daarop, jy weet. So en ek dink veral Charles se regte sy klas. Ek sien net as hy klas kom uithou, net hoe hy daai kar kan druk. Ek dink ek gee dit nogal vir die Ferrari. Jy kan sien die ouens daai kar push, verstaan jy? En ek dink dis vir my cool om te sien. Ja, en weet beide Ferrari en Mercedes, hulle laat hulle drivers race. Jy weet nie hierdie simpel papaya reeltjies nie. Ja. Ja, so ek dink ons is definitief verby met dit. Ja. maar ja, die safety car het definitief 'n groot swing gebring wat ek dink op daai stadium was Russell besig om deur te kom en jy kon hoor Russell was onmiddellik upset daaroor natuurlik en ek dink kyk nou vir George in die volgende. Ek weet my ander ligte, die een is 'n day night bulb, die ander een is stukkend, die ander een is uitgedraai en die ander een flikker 'n bietjie, né? Maar die ander ligte op die 5 ligte staan net met my verskil en sê ja, maar George is phenomenal en jy weet hy is goud en don't Russell your George your Russell, verstaan jy? Maar die punt is dat hy gaan nou begin met sy simpel Britse kopspeletjies. En dit gaan nie werk met Antonelli nie, want hy praat Italiaans. Ons ken net emotion, verstaan jy? En verstaan jy? En die punt is hy ry net so bly goed en hy het Russell se kaart op die oomblik en wie was dit wat gesê het toe hulle in die pen was vir die interviews, hulle kon sien Russell was gerattel dat hy nie kon pole kry nie en dat hy hierdie reis agter Charles vierde geëindig het. Ja. Hoe lyk dit vir die championship vorentoe want Kimi is nou die jongste championship leader ooit in die geskiedenis van Formula 1 en hy is die eerste Italiaaner sins Ascari in 1953 wat twee races na mekaar wen. Back to back. Ek dink okay, kom ons gaan net gou reality check. Dis 3 races in. Antonelli het nog nie pressure nie. Verstaan jy? So ek dink as jy kyk na Georgie, soveel het my krap om te sê ook. Kyk gou 'n bietjie wat het hy gedoen in 2020 toe hy in Lewis se plek ingekom het in Bahrain. Hy was unlucky om daai race te wen nie. Russell het pedigree. En ek dink hy gaan deurkom, sy ervaring gaan deurkom. Ek dink daar gaan trek soos wat hy sterker is as Antonelli. Ek dink Antonelli is net so vars en goed, maar ek dink as dit kom by die pressure, gaan ons moet kyk wie vat waar. Jy weet, en ek dink dalk ek sê nie dit is so nie. Ek sê net dalk kan George dalk beter deurkom onder die groot druk situasies. Ja, definitief. Ek dink ook wat jy sien in die pen daarso is ook maar George wat pressure op homself sit, nee, omdat die ou wil iets achieve, hy wil Formula 1 World Champion wees en dis in sy grasp hierdie jaar want hulle het regtig 'n sterk kar. So en ek dink hy wil die meeste maak, so ek dink wat ons ook sien is ook maar net internal pressure wat uitkom op sy gesig waar die rattling veroorsaak. Nee, verseker. Ek kyk na die results. Ek dink Lewis ja, hy het op 'n stadium so goed gelyk vir 'n podium en Charles het maniere op hom gesit en toe eindig hy agter Lando wat in 6de was, jy weet, en Lando wat in 5de was en George in 4de is. Obviously unlucky, hy is nog steeds baie optimisties. Maar ja, ek dink is race management.
Mm. So Ek dink as is jy sê race race management management, daai. is dit deployment time? Dis deployment time is hoe jy na jou tyres kyk as jy iemand follow, hoe lank follow jy agter daai persoon, verstaan jy, daai tipe ding. Mm. Gee jy, ek meen jy het gesien in China, hy het bietjie te veel gedruk in die begin en hy start van die race toe val hy terug. Toe hy 'n nuwe set tyres het, te manage hy dit beter die tweede stint in China, dis hoekom hy daai podium gekry het. Mm. So Ek so dink so Lewis het met nog seisoen ja. So Lewis het nog so 'n bietjie so hy is beter, hy het net die management gedeelte moet hy onder die knie kry. Wel, dis my oogpunt. Ek sê nie ek's reg nie. Ek meen daar's dalk ouens wat heeltemal 'n ander oogpunt en data het wat kan praat vir dit, Mm. maar ek dink dit if as hy dieselfde kar is as Charles, it's somewhere along the line gaan dit letterlik oor deployment en race management, is dit nie? Ja, 100%. Ja, en dan dit kom ons kyk na kom ons kyk nou na die puntestelsel. Ek bedoel op die oomblik driver standings, Kimi trek op die oomblik weet 'n 11 punte lead. Was 'n 9 punte lead oor George. Um en Shaw is op 49. Hy's in touching distance nou. Maar jy weet daar's nog baie wat kan gebeur. Ek dink ons het nou 2 weke Loan wat ons nie racing het nie. Ons sou by Sakir gewees het, ons sou by Jeddah gewees het. En dan kom ons by die Miami naweek en blykbaar is dit nou maar waar almal upgrades bring en dit sal net vir my interessant wees om te sien wat gaan die spanne doen hierdie hulle het 'n hele maand af. Jy weet, maand om te develop, maand om goed agter mekaar te kry. En my vraag is net waaraan werk jy? Want hier is die groot vraag. Okay? Kan jy as jy nou hypothetically waaraan sou jy gewerk het nou in jou aftyd as jy in die engine, battery, aerodynamics kon gewerk het, waar het jy prioriteit op gesit het? Ja, ek dink as dit vir my afhang het, dit hang af van wat se span jy praat. Jy moet net verstaan elke span se struggles lê op 'n ander plek. Ek dink die groot majority waar die ouens gaan fokus is engine performance en battery deployment. Ek kan jou waarborg gee dit is waar almal se swakpunt lê. Ek dink Mercedes gaan kyk oor hoe hulle daai turbos vinniger aan die gang kan kry vir starts. Jy weet, ek dink aerodynamically, obviously gaan jy goed kry wat beter lugvloei oor die kar kan bring en goed en ek dink jy sal hier en daar 'n front wing tweak kry. Ek dink wat nice is nou wat ek hou van die development. Ek het dit al sien oor die laaste paar jaar wat hulle dit doen. Daar's sekere race packages wat hulle bring vir sekere tracks. En ek dink ons kan nog dalk bietjie meer van dit ook sien, jy weet. Ek meen ek kyk na Aston Martin, hulle het daarmee 'n race klaar gemaak. So hulle is obviously saam met Honda, hulle gaan kyk na engine performance, hulle gaan werk met die data. Ek dink is 'n baie positiewe ding, jy weet. So ek hoop regtig daai span kan iets deur hierdie maand vat en daai 4 sekonde deficit opmaak, want ek weet Honda kan. Hulle het met Red Bull veel championships gevat. So they're very capable. Ja, ek dink dit my vraag is definitief dit. Ek dink ek sê dit baie meer fokus op die ICE, die internal combustion engine performance. Yes. So ek sal die horsepower probeer opstoot so ver as wat ek kan 100%. sodat ek nie dit verloor. Dit wat ek verloor by die battery kan ek opmaak met die turbo en die krag wat ek het in die V6. Ja, 100%. So wat skop die current engine uit? So jy sit met dis 'n 50-50 split, jy sit met 350 kW
battery en dan sit jy met 350, 370 kilowatt in die Maar engine. hoeveel horsepower is dit? As dit so is amper ek dink hulle sê as al die deployment oop is, jy hier by amper by 1000. Maar sonder die battery. Wat is die engine? Wag. Nee, sonder die battery kan jy dit halveer na 700 horsepower. Ja, maar exactly, verstaan jy, waar ek is soos in maak daai engine 800, 900 horsepower en laat daai battery vir jou ekstra paar gee wat jy sien maar na 1000 toe vat. Maar daar moet nog steeds 800 tot 900 per onder jou regtervoet wees sonder 'n battery. Verstaan jy? Nee, 100% en dis hoekom ek dink jy's reg om te sê dit is hoe jy hierdie differential gaan bring dat die battery nie meer so groot rol speel nie, verstaan jy? Ja, dis 'n belangrike punt en ek hoop die spanne en FIA en almal want ek dink nou wil hulle oorskakel na miskien na 'n hybrid V8 toe of 'n V10 met biofuels. Jy weet dan gaan ons sien hoe spanne en sekere manufacturers sport verlaat soos 'n Audi byvoorbeeld, jy weet. Ja, maar ek verstaan nie hoekom nie. Ek verstaan nie daai redenasie van Audi dan if it's just electric why. Ek meen ek verstaan die Dakar het hulle gewen op elektriese kar. Ek verstaan hulle het deelgeneem aan Le Mans, verstaan jy? Maar nou is hulle nie daar nou. Is alles I just don't get that, verstaan jy? So ek sê dis 'n great opportunity. Jy kry soveel exposure. Jy het fans wat kyk. Develop die V10, jy het die tegnologie. Verstaan jy? Jy het die R8 wat jy het. So I'm like just make it happen, boys. Dis nie moeilik nie. Ja. Maar ek sê dit is nie moeilik nie. Ek sê net dis nie buite hulle grasp nie. Ja, exactly. Nee, ek sal 100% stem 100% saam met jou daarso. Ek dink wat gaan Red Bull en Max moet doen om terug te kom in hierdie fight want dit voel vir my dit raak net erger en erger. So ek dink Red Bull sit twee probleme, obviously die engine department met Ford. Ek dink aerodynamically is daar ook probleme. Ek dink daai kar eet verskriklik vinnig deur sy tyres. Ek dink hy's baie swaar. Ek dink Max moet vinniger as later tire management doen. Jy het dit gesien in Japan nou. Ek weet nie omdat dit dalk net 'n high deg ek bedoel China is dieselfde storie. Hy het daai deg gehad die hele tyd. Hy het gecomplain daaroor. En dan sit jy ook daar waar jy weet hy soek meer van die kar en hulle kan dit net nie vir hom gee nie. So ek dink Red Bull moet terug na die drawing board van die fundamental deel van airflow vir hulle kar. Ek dink eerstens om my tyres minder te maak. Ek dink ook daar's sekere goed van Max se driving style op die stadium met hierdie setup dink ek wat om aan nerve dink ek wat hy nie wil die kar doen nie wat hy wil hê nie. En dan gooi jy nou nog die ander combo in wat ons nou maar die hele tyd daaroor praat, die elephant in the room wat hulle maar gaan moet regmaak. So ja, dis maar net my take op dit. Ja, ek dink die power units ek sien nie so is maar net obviously die groot issue. Hulle het nog nie al die bells and whistles onder die bel daarste nie. Ja. En dan jy weet die ander ding is ook is dat Hadjar is op die oomblik besig om rarig daai kurs van die second seat in sy maai te jaag, verstaan jy? Ja, fair play tot dit. Ek dink ook die regs is anders en ek dink met Laurent Beckies daarso dit gaan nie net oor Max, dit gaan oor span. Ja, daar's weer gee my nog. Verstaan jy? So ja, ander brasie meer daar nie. Ja, nee, verseker. Ek dink 'n ander span wat vir my super impressive was, behalwe vir hulle tweede driver, is Pierre Gasly.
Yes. Hy het weer 'n brilliant P7 gekry. En hy is besig om ons almal se Super Bruce op te neem, verstaan jy? So jy weet Yo, nie as jy of jy met Gasly, hy weet nie as jy homself of jy hom met inlos of uitlaat nie, maar hy is net besig om seker Ja. te maak hy's consistently in die punte. Ja, ek dink sorry, ek gaan baie onpopular wees vir hierdie, maar ek gaan opkom vir Colapinto. Kom, Ek dink het hy 'n Fangio in hom. nee, ek gaan nie dit sê nie, maar let's not forget wat hy gedoen het by Williams toe hy ingekom het. Daar so wat hy reg gekry het, hy het punte geskor, ek dink hy's unlucky. Ek dink sy onervare met hy jy's kom deur, ek weet dit. Maar hy het al gewys hy kan. Hy kan op daai vlak perform, verstaan jy? Ek dink is net getting to grips with it. Ek dink hy moet net kalmeer in sy kop. He's a very capable driver. Hy's nie 'n Pastor Maldonado en en een van daai boys. Hy val nie in daai klas nie. So Nee, ek sê nie hy's 'n champion nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net he can be a very good second driver and a race winner as hy in die regte equipment sit. En dis net my opinie. Ek mag dalk genaak word vir daai comment, maar dis okay. Ek sal dit op my vat. Nee, dis good. En dan kom ons by jou span Williams. Wow. Dis frustrerend. Dit gaan van Ja, ek dink tragies. Ja, Jumbo wel so dit baie mooi gestel. Hy sê we need to go back to the fundamental drawing board and see where we went wrong. Verstaan jy? Hy weet hy went wrong. So maar ek dink dis sleg want jy het Carlos convince om na jou span. Ja, jy het twee podiums verlede jaar gekry. En kan ek jou hele fokus was 2026 en hier daag jy op en jy's swaarder as 'n lithium battery, verstaan jy? Ja, maar dan net niemand het ook anticipate met hierdie reeks hoe dit gaan uitwerk met sekerheid nie. Verstaan jy? So ek kan net dit ook sê, maar ja, dit is ook een van die comments wat hy gemaak het. We have to look at the weight and reduce the weight. Ek dink dis hoekom obviously dis logies, maar swaarder die kar vinniger vir dit ook maar die retire. So ja, ek dink hulle sit met 'n Mercedes engine. Ek dink die engine department is daarso. Maar jy sit met 'n challenge van aerodynamics and just weight, just overall car performance wat nie die package is nie daar nie. So dis my tragies om te sien. En dan ek dink wat vir my nogal sad was is Audi. Ek dink hulle is my tweede span op die grid. Super encouraged met Nico Hülkenberg se quali of Bortoleto se quali en jy weet en op die einde van die dag het hulle weer crap starts gehad. Heeltemal onder te geval en obviously Hülkenberg was besig om terug te fight en het 11de geëindig en Bortoleto het 'n paar places teruggekry maar hy kon nie weer in die punte inkom nie. So dit is nou die tweede reis in 'n ry nou waar Audi sonder punte is, maar weer eens ou het ook onthou hulle is weer 'n nuwe span. Dis presies wat ek vir jou sê. Ja, ek weet hulle Kick Sauber se goed oorgevat, maar weer daai power unit is van scratch af. Jy weet en ek you got to give it to them. Ek dink hulle maak die regte geleide. Ek dink just give it time. It's very early days, 3 races in. Hulle wys hulle competitiveness. Ek dink daai package van hulle hulle by China was dieselfde ding, die high speed goed. En vinnige directional changes het nie noodwendig hulle gesoet altyd in die slower corner goed nie. So ek dink daar's 'n aerodynamic basis daar so wat bietjie 'n shortfall is.
Maar ja, dit gaan ook maar van trek tot trek. Suzuka gaan jy daai eerste section gaan vir jou die hele tot by Degners gaan jou kar se aero challenge uit. Weet jy jou quick directional changes en goeters en ek dink Audi is daar maar net nog nie daar nie. En dan laasens ons het ons 'n bietjie oor Honda gepraat. Ons weet nou hulle het werk om te doen. Ek dink daar's nie niks om reis. Jy skryf hulle kon die reis klaar maak wat great is en jy weet ek het gehoor Alonso moes gaan self koop vir sy goud wat hy opgedoen het binne in die kar. Jy weet, maar niks wat rooi vleis nie kan uitsorteer hè. Maar dan op die einde van die dag Caddy ou qualify by al twee Asties en nog steeds dink ek Perez is die regte ou daar langs Valtteri. Ja, ek dink hy moet verstaan hoekom hulle Perez gekry het. Ja, okay, bring 'n groot paycheck saam met hom. Dis die eerste ding. Tweede ding is maar net it's experience ou. As jy 'n nuwe span bou soos daai en jy het al die departemente van niks af gebou nie. Then you want guys who've done it. Jy twee proven race winners wat daar sit. Dit maak sin. Dit was daai tyd toe Toyota vir Jarno Trulli en Ralf Schumacher ook gekry het. Is dieselfde konsep vir my. Ek kan nie sien Perez langer as 2 jaar ry vir Cadillac nie. Ek weet nie hoe lank sy kontrak is nie, maar ek sal love hom vir Bottas bietjie vorentoe in die grid te sien. Ek dink gee hulle kans. They're slowly chipping away. Ek dink hulle mag dalk 'n paar upgrades bring. Ook nou vir Miami, soos ek dit verstaan. Hoopelik kan hulle so bietjie daai upper midfield so bietjie challenge. Ja, 100%. So ja, ek dink overall 'n goeie Grand Prix. Ek hou van Suzuka het nog nooit 'n slegte Grand Prix van sig gegee nie. Nee, glad nie. Ek dink hy sal net graag wou gehad het jy weet dat 'n ou net bietjie closer racing wil sien, maar hey, kom ons kyk. Ek dink dis wat dit dis jy die negatiewe kant en die een kant van die battery en die tegniese aspekte, maar jy het ook die unpredictability wat die ou nou het in F1. So ek dink dis reg cool. Kan ek ook net dit sê, ek dink die karre lyk vir my mooi. Die karre is vir my mooi die jaar. Die karre is vir my mooi. Veral die front wings van hulle is vir my mooi. Ek like die feit dat die eyelids weg is. Ek dink aerodynamically like die karre net vir my baie smart hierdie jaar. En ek moet eerlik vir jou sê, jy weet, dis net bietjie meer pleasing to the eye. En ja, ek dink once we sort out the technology in the engine departments, gaan dit weer lekker wees om te kyk. So ja, ek gaan dit sê en is net ek dink die karre lyk mooi hierdie jaar. Ja, ek dink kom ons kyk. Ek sien uit na waantoe dinge op pad is. Ek hoop ons kan iewers 'n lekker ding kry wat ons waar daar 'n middelweg is vir die reëls wat ons kan doen. En dan en dat die karre meer reliable kan raak. Ja, ek dink die FIA sit met die volgende maand is crucial. Dit gaan die sport maak of breek. Vir my, en dit is net my opinie, ander mense mag maar verskil, you're entitled to your own opinion. Ek dink maar net vir ons wat al jare kyk. The way it's currently is not what we've seen, en jy hoor dit my die drivers se monde self ook uit, but let's hope die FIA kom met 'n great solution, want ek weet daar's mense wat slim is wat daar sit, and I know they'll do the right thing. Ja, nee, verseker. So ja, ek dink dit bring ons na die einde van ons episode. Dankie dat jy opgekom het, waardeer dit. Nee, en ja, kom ons kyk wat gebeur in Miami.
dit is gewoonlik 'n lekker naweek vir ons, okay? Mm. En Hey, kom ons en kyk of die rooi karre iets kan doen nou naweek. kyk of die rooi karre iets kan doen. Ek dink dit gaan dalk bietjie moeilik wees, maar ja, hey, ons het 'n maand af vir almal om actually to develop. Who knows F1 hardloop teen die spoed van lig. So as jy weer sien is Alonso die wenner vir die volgende Grand Prix. Who knows? So Ja, sure. ek From weet 4 seconds far-fetched, down. man. 4 seconds down to a Wow. race winner. Ja, is Hy het 2 sekondes het 2 sekondes van die pace af van Paul af gekwalify. So not too yeah, that's bad. good. Not too shabby, Nudge. Not too shabby. Maar Lua, dankie dat jy gejoin het, brother. Ek waardeer dit. Thanks vir die invite. Ek waardeer dit. Dis lekker. Ek wil net 'n interessante vraag vra. Ek sien jou mic hierso en dan is hier so steel dingetjie wat jy uitsteek met 'n swart knob hierso. Wat is dit? Dit lyk nogal snaaks. Dis 'n mic stand. Okay, So, nee. dis Ja. alles 'n mic stand. So, nee, is nie 'n ding wat ek gebruik om peptides mee in te spuit nie. Jy Jambani. Verstaan jy? Maar waardeer dit. Dankie ou. Thanks. En ons sien die volgende Grand Prix uitspel. En ja, dankie vir al die 50 kykers wat ingeskakel het. As jy in die suidelike voorstede bly en jy het 'n personal trainer nodig, dan bel jy vir Luan Els. Okay, op 021 000 000. Maar nee, seriously, hy is daar by gym daarse betrokke, by Station House. So, as jy daar is en jy werk in daai omgewing, gee hulle 'n go. Luan sal jou stories vir jou werk daarso. En dan ja, wil ons ook dankie sê aan almal wat ons ondersteun op sosiale media en op ons YouTube. Ons waardeer julle ondersteuning beskiklik baie en dan brothers soos Luan wat dit lekker maak op die show. Dankie vir die invite. Ek word weer terug en wat. Nee, verseker, jy's net nie altyd beskikbaar nie. So draai jou balpunt, bro. Okay. So dankie dat julle gekyk het en ons sien julle in die volgende episode. Arrivederci. Arrivederci.